Uit U, deur U en tot U is alle dinge. U sin is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede word aan julle geskenk van God onze Vader, van Christus Jesus onze Here, deur die Heilige Gees. Ons luister weer na die wet van die Here. Ek het in verlede week eers net die eerste gebod kortliks bespreek. Vandag wil ek graag die tweede gebod net kortliks met u bespreek. En daarna sing ons dan, nadat ons sondes voor die Here bely het, lied 454, vers 1, 2 en 3. Nou, die tweede gebod ken jy almal. Jy mag geen gesneede beeld maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde is of onder die aarde is. U ken die gebod. Maar jy mag nou vra, maar wat het dit nou met ons te doen? Ons maak ons nou nie gesneede beelde waarvoor ons kniel of waarvoor ons aanbid nie. Maar as jy kyk na 1 Korintiërs 10, vers 19-20, waar Paulus sê, ons weet dat 'n afgod niks is nie, maar dat die heidene wat aan afgode offer, aan duiwels offer. En ek wil nie dat julle met duiwels gemeenskap moet hê nie. Dit sê hy vir Christene. Ek wil nie dat julle, Christene, met duiwels gemeenskap moet hê nie. Wat bedoel hy? Nou ons weet, as 'n heiden sy houtbeeld of klipbeeld maak, en hy offer sy hoender of sy bok aan daai beeld, God is nie daar nie. God laat hom nie so aanbid nie. Maar nou kom poseer Satan deur sy bose magte as daardie God, sodat hierdie heiden, die voorvadergeeste aanbidder of die hindoe of die boeddhis, glo dat hy met God kontak maak, want hy maak met 'n bonatuurlike mag kontak. En gevolglik, as hulle tot bekering kom en Christene word, die meeste van hulle, moet hulle gehelp word om vry te kom van demoniese magte wat vas op hulle gekry het, weens hulle afgodsdiens. Maar goed, ons doen dit nou nie, ons maak nou nie 'n beeld nie, maar wat doen ons? Ons raadpleeg die sterre. Wie antwoord ons uit die sterre? God? Baie beslis nie. Satan. Of ons raadpleeg 'n fortuinverteller, wat handpalm lees, of teekoppie lees, of glasie speel, of al hierdie goeters. Dan maak ons eintlik oop vir die bose, want ons maak kontak met die bose deur hierdie praktyke. En daar's baie min van ons wat dit nie al gedoen het nie. Ek was self skuldig daaraan. Maar dan is dit belangrik dat ons dit ook moet bely en erken. Vir Here sê, Here, ek het U oneer aangedoen deur hierdie praktyke waarby ek betrokke was. En dit is in verhouding met die tweede gebod wat ek oortree het. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here onse God, ons is innig jammer dat ons in ons onverskilligheid en onkunde ook by geleentheid U oneer aangedoen het, om sonder dat ons dit altyd bewus was daarvan, die bose te raadpleeg, of met die bose kontak te maak. En ons vra dat U ons vergewe en reinig deur U kosbare bloed. En dankie dat ons weet, U woord sê vir ons, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. En as ons dit bely, dat U ons verseker, dat U dit vergewe, en ons reinig van alle ongeregtigheid. En daarvoor prys ons U naam. Amen. Doen ons aan belydenis van ons algemeen ongetwyfelde Christelike geloof, en ek lees vir u die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het 'n mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe, en op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het uit die
na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons skriflesing is uit Lukas 15, bekende gedeelte, Lukas 15. Soos ek verlede keer gesê het, ek sal graag vandag met u gesels oor wat God die Vader vir u wil beteken. En as die Here se wil daarby is, volgende Sondag gaan ek met u praat oor wat Jesus Christus vir u wil beteken. Maar vandag dan wat God die Vader vir u wil beteken. Lukas 15, ons gaan begin lees by vers 11. Maar kom ons buig eers die hoofde in gebed. Dierbare Hemelse Vader, dankie dat U ons Vader is en dat ons met vreugde hier saam kan wees, wetende dat dit ook U welbehae is, dat U kinders so saamkom om U te loof en te prys. Dankie dat dit ook U wil is, dat ons die gemeenskap van die gelowiges sal beoefen en vir mekaar ook iets beteken, mekaar bemoedig, mekaar se laste help dra. En dankie vir 'n gemeente wat U daar gestel het, waar binne ons kan funksioneer as U kinders, as lede van U liggaam. Nou bid ons dat U saam met ons hierdie woord sal bring. Here, ons weet, is 'n eenvoudige ou mens wat op die kant sal staan, maar U kan hom gebruik, en ons vra daarom dat U hom as kanaal gebruik, ter wille van die eer van die naam. En dat elkeen van ons vandag iets mag ontvang wat ons geestelik opbou, en vir ons in staat stel om met groter vrymoedigheid ons Vader te aanbid en om te gaan wanneer ons enige behoefte het. Bewaar ons teen die bose, waar hy ook sal poog om pogings aan te wend om hierdie boodskap te verongeluk. Ons weet, hy is nie gelukkig met die verkondiging van die blye boodskap nie, en daarom bid ons dat U ook ons sal beskerm teen die aanvalle van die bose, op watter wyse dit ook al mag oorweeg. Dankie dat ons dit mag vra in die naam van Jesus, ons Heer en Verlosser. Amen. Verder, ons lees van vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir hom gesê, Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het 'n sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en dit om na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, Pa, ek het teen God en pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf,
slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy het weer lewe hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Daar's baie om te sê ook oor die tweede seun, maar ons wil graag net by hierdie gedeelte eers stil staan vandag om die liefde van die Vader te demonstreer. En ek wil graag begin deur die vraag aan u te stel, broers en susters. Wat dink jy van God? Want ek dink baie van ons sien God as die streng God wat eise stel, en as ons nie daaraan voldoen nie, dat hy dan straf, maar dat Jesus die goeie herder is, en dat hy dan gekom het om die straf namens ons te dra, sodat ons gered kan word en vergewe kan word van al die sondes wat ons gedoen het. En dis daarom ook dat Jesus eintlik altyd die sentrum of die belangrikste deel van die verkondiging van die blye boodskap uitmaak. Maar wat ons nie altyd mooi raak sien nie, is dat ons redding is deur God beplan, God die Vader. Ons lees in Johannes 3 vers 16, die ou bekende teks wat u seker almal al uit die kop uit ken. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, ek wil die liewerste die woord gebruik, afgestaan het, om vir ons te sterf, sodat ons ook wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit was God se plan om jou te red. Dit was sy idee dat jy nie eendag gemis moet word in die hemel nie. En daarom het hy Jesus afgestaan. Dis wat dit eintlik beteken. En eintlik het Jesus gekom om die Vader se liefde vir ons te openbaar. Want hy het vir Filippus gesê, toe Filippus vra, toon ons die Vader, toe sê hy maar Filippus, wie my gesien het, het die Vader gesien. So alles wat Jesus kom doen het, is maar 'n beeld van die Vader. Ons sien in die Bybel dat God met verskillende name genoem word. Nou, baie van u ken die name, soos Elohim, El Shaddai, Yahweh en so meer. Maar Jesus het gekom om hom as ons Vader aan ons bekend te stel. Ons lees in Romeine 8 vers 15, die Gees wat julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en dat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Nou hierdie woord Abba dui eintlik op intieme verhouding tussen 'n pa en sy kind. 'n Mens kan eintlik dit beskryf as pappa. Nou is nie letterlik pappa nie, maar dit is min of meer die gedagte. Ek kan my voorstel hoe 'n klein dogtertjie langs haar pa staan en haar armpies omhoog hou en sê pappa, en hy tel haar op en druk hom aan sy bors vas. En nou is sy veilig by haar pappa. En dis soos die Hemelse Vader, ons Vader, vir ons ook wil wees. Baie Christene is soos weeskinders, wat so in verhouding met hulle Hemelse Vader mis. 'n Senior kriminoloog van Cambridge het 'n studie gemaak van tienermisdaad. En onder andere gevind dat 80% van die tienermisdadigers het sonder 'n pa groot geword. Van hulle was daar nog 70% wat dwelms gebruik het en 60% wat die skool vroeg verlaat het, drop-outs gewees het, sal ek maar sê. Nou vertel Jesus die gelykenis van die pa en sy twee seuns, om vir ons te verduidelik hoe ons Hemelse Vader ons liefhet.
Die gelykenis moes eintlik nie genoem gewees het die gelykenis van die verlore seun nie. Dis nie korrek nie. Dit moes eintlik gewees het die gelykenis van die vader en sy 2 seuns. Want hy, die vader, is die held van die verhaal. Nou wil jy weet hoe lief God jou as die vader jou het? Kyk dan na hierdie gelykenis. In vers 12 lees ons hoe dat die jongste seun vir sy pa sê, gee my die deel van my besittings, of die besittings wat my toekom. Nou in die Joodse kultuur het dit beteken, as 'n kind sy erfporsie wil hê voordat sy pa dood is, dat eintlik daarop neerkom dat hy vir sy pa sê, jy is so goed as dood. Wat my betref, kan jy maar dood wees. So dit is 'n verwerping van sy vader. En tog het die vader die goedheid gedeel en verdeel tussen die 2 seuns. Die oudste seun het gewoonlik 2/3 gekry en die jongste dan 1/3 van die besittings. Maar wat sê dit vir ons? Dat God sal niemand teen sy sin dwing om hom te dien nie. Die vader het hom laat gaan, want dit is abnormaal vir 'n pa om so op te tree. Dit wys ons dat dit wys na die hemelse Vader aan wie ons behoort. Ons optrede teen God is baie keer so, asof hy nie bestaan nie, asof hy dood is. As ons dink dat sonde in wese opstand teen God is, dat ons hom verwerp, as ek dit so kan stel. En as ons nou dink ook dat hierdie gelykenis vir ons vertel hoe die jongste seun alles verkwis het en uiteindelik geëindig het waar hy varke oppas, kan ek sê dit was seker die grootste gemors waarin jy 'n Jood kan plaas, is om nou niks te hê nie en dan varke op te pas, want jy weet self wat hulle oor varke dink. En vers 17 lees ons dan, toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners. Nou wil ek net tussen hakies sê, die feit dat sy pa 'n klomp dagloners het, beteken dat sy pa 'n ryk man was. Dis net ryk mense wat ook dagloners gehad het, wat vir hulle gewerk het. En dan sê hy, hulle het genoeg. En hy vergaan self van die honger. En dan vers 18 lees ons, hoe hy nou besluit om na sy pa toe terug te gaan. En sy woorde mooi agter mekaar te kry. Sy rympie kan hom sê, sy toespraakie mag agter mekaar te kry, waar hy dan wil sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, behandel my soos een van pa se dagloners. Nou let op, hy gaan nie soseer terug omdat hy sy pa se hart gebreek het nie. Hy gaan nie soseer om die verhouding tussen hom en sy pa te herstel nie. Hy wil teruggaan omdat hy honger is. Die materiële voordeel wat dit vir hom kan inhou. En weet jy, in baie opsigte is dit vandag nog so. Jy kry groepe wat die voorspoed godsdiens verkondig, dat as jy nou 'n Christen word, gaan alles net fantasties wonderlik met jou wees. Terwyl Jesus gesê het, almal sal julle haat terwille van my. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moet ek het die wêreld oorwin. Hy het ons nie in twyfel gelaat oor wat ons alles te wag as ons Christene word nie, maar dan kry jy hierdie mense wat sê, jong, as jy 'n Christen word, dan gaan dit met jou voorspoedig, jy het genoeg geld, en dit sal altyd net goed gaan. Nou dis 'n leuen, dit staan nie in die woord nie. Maar, tog is daar by baie van ons hierdie gedagte, ek moet daarom nou baie voordeel trek, God moet daarom nou baie gelukkig wees met my, omdat ek aan hom glo, en omdat ek hom dien. Dan moet hy daarom nou vir my voorspoed gee. Nou, dit is sekerlik nie verkeerd om te bid vir wat ons nodig het nie. Die skrif sê vir ons, die Vader sorg vir ons. Soos jy wat Matteus 6 vir ons staan, soek eers sy koninkryk, maar hy sorg vir jou. Hy sal voorsien. Maar kom ons kyk na die Vader se reaksie. In vers 20. Toe hy nog ver aankom, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry. Nou moet jy onthou, hierdie seun het sy pa beledig. Hy het alles verkwis.
Sy pa het kort gehoor van alles wat hy doen, hoe hy met prostituie omgegaan het, daai boodskappe het daar uitgekom, maar die oudste seun maak melding daarvan, dat hulle weet wat hierdie jongste seun als aangevang het, terwyl hy weg was van die huis af. En hierdie selfe pa het hom jammer gekry. Nou eerstens, ons sien dat hy altyd op die uitkyk was vir die terugkoms van sy seun. Sy oë was altyd op die horison. Terwyl hy gewerk het, daar op die werf of waar ook al, dan het hy altyd gekyk, sal hy nie dalk terugkom nie. Altyd op uitkyk vir hierdie seun, of hy net weer sal terugkom. En ook jy, dit maak nie saak hoe ver jy van die Here al weggedwaal het nie, of hoe diep jy in die modder van sonde weggesink het nie. Het is God die Vader wat op die uitkyk is vir jou, om terug te kom. En dis my altyd te wonderlik, wanneer ek die geleentheid het om met mense te werk, wat so ver weggedwaal het, dat elke keer as hulle terugkom, dan ervaar hulle die Here se liefde, dat hy nog steeds vir hulle lief het, en vir hulle gewag het. Ons lees, sy pa het hom innig jammer gekry. Nou, ons het nie 'n goeie Afrikaanse woord om die Grieks wat hier gebruik word, mooi te vertaal nie. Innig jammer, medelee, maar eintlik staan daar in die Grieks, sy ingewande het in beroering gekom. Sy hele wese was vol compassion vir hierdie seun. En onthou, hierdie vader is verwerp deur sy seun. En tog, sien jy hoe groot God se liefde is vir die sondaar, vir jou en my. Dan lees ons, hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Nou in daardie tyd was dit benede jou waardigheid om te hardloop. Daar was selfs 'n reël onder die Jode. Iemand wat ouer as 30 is, hardloop nie. Nou moet jy weet, hierdie vader het nie op 'n drafstappie sy seun tegemoet gehardloop nie. Die woord wat hier gebruik word, was 'n naloop, soos 'n ou wat die 100 meter hardloop. Hy het gesprint. Hy het laat waai toe hy daai seun sien. En hy het seker sy mantel moes optrek en sy rok om te kan hardloop, dat dit hom nie hinder terwyl hy hardloop nie. Sy onderklere kon dalk nog sigbaar gewees het. Maar dis is jou hemelse Vader reageer as jy na hom toe terugkom. En daarom sê die woord van ons op talle plekke, kom na my toe, kom na my toe. En dan Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Dis wat Jesus sê. Met die Olympiese spele by Barcelona in 1992 het 'n atleet met die naam van Redmond met die 100 meter wedloop geval toe hy 'n spier geskeur het. En toe het hy opgestaan en pinkende probeer om maar uiteindelik na die eindstreep toe te gaan. En skielik kom daar iemand uit die skare, uit die toeskouers, wat oor die heining spring en by al die sekuriteitsbeamptes verby. Hulle probeer nog keer, maar hy is net by hulle verby. En hy hardloop na die man toe en sit sy arm om hom en help hom om tot by die eindstreep te kom. Die skare het gejuig en applaus gelewer. Groter applaus as vir die wenner van die wedren. En wie was dit? Sy vader, wat hom kom help het. Ons lees verder, hy omhels hom. Dit in spite van die reuk van die varke wat nog aan hom kleef, kan jy sê. Ten spite van alles wat hy aan sy pa aangedoen het. En die omhelsing is 'n opregte bewys van liefde. Ek het gehoor van 'n dogter wat aan anoreksia gely het en sy was besig om vreeslik vinnig agteruit te gaan. Haar lewe was uiteindelik in gevaar. En haar pa het ook baie vir haar gebid.
Maar op 'n stadium het hy net die oortuiging gekry om haar te omhels, en hy het dit gedoen. Terwyl hy haar styf vashou, het sy eers probeer teenstribbel en probeer losbreek, maar uiteindelik het sy hartstogtelik begin huil en haar hart uitgehuil in haar pa se arms. Daarna het sy gesond geword. Dan lees ons, die vader het die verlore seun gesoen. Nou, hy het nie net gehardloop en die seun 'n piksoentjie gaan gee nie. Wat daar werklik staan is, hy het hom aanhoudend gesoen. Dis is daai pa gereageer het. Die pa het hom nie 'n kans gegee om sy voorbereide toespraakie te voltooi nie. Want die pa sou hom nie soos 'n dagloner behandel nie. 'n Dagloner het gewerk vir sy geld en alles wat hy dan gekry het, het hy verdien. Die pa gee hom nie 'n kans om dit eers te noem nie. Want alles wat hy van ons gee, gee hy uit genade. Gee hy as 'n geskenk. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die ewige lewe, die genadegawe van God, die present van God, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Sy liefde word nie verdien nie, maar uitgegiet oor hulle wat net bereid is om dit te ontvang. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun afgestaan het, om namens ons aan die kruis te sterwe en die straf oor die sonde te dra, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar sodra jy nou terug is by hom, en jy het Jesus as jou verlosser aanvaar, wat die Vader vir jou gegee het, wat gebeur dan? Sal jy nou daarop antwoord? By 'n diens, 'n sekere diens, ek kan nie onthou waar nie, waar daar 'n groot klomp mense was, weet nie wat 'n konferensie of 'n erediens was nie, maar die leraar vra toe vir 'n ouer man om ook iets te sê vir die gehoor. En die ouer man het opgestaan en onder 'n andere vertel van 'n pa en sy seun en die seun se vriend wat per boot in die see ingevaar het en daar het 'n storm opgekom en die boot het omgeslaan. Die pa het by die boot gebly, maar die twee seuns het gespartel in die stormwater om kop bo water te hou. Die pa kry toe een reddingstou in die hande. En toe moes hy nou besluit, nou wie toe gaan hy hierdie tou uitgooi. Hy het geweet sy seun ken Jesus. En hy weet sy seun is gered. As hy nou sou sterf, gaan hy by Jesus wees. Maar hierdie vriend van hom gaan 'n Christuslose ewigheid tegemoet. En binne enkele oomblik, hy moes vinnig besluit, roep hy tot sy seun en sê vir sy seun, ek het jou lief. Maar hy gooi toe die tou uit na die vriend. Sodat die vriend toe gered word, maar sy seun het verdrink. Na die diens het 'n hele paar mense met die ouer man kom praat en gesê, hulle glo dit nie, dat 'n man sy seun se lewe afstaan, terwyl hy van 'n vriend wat nie eers 'n Christen was nie. Toe antwoord hy, ek is daardie vader, en daardie leraar is my seun se vriend. God die Vader het ook sy geliefde seun prysgegee, sodat hy die reddingstou na ons te kan uitgooi. En Jesus het wel 'n keuse gehad. Jesus kon besluit het om nie te sterf nie. Die Here het hom die geleentheid gegee. Dit was alles in Jesus se hande om te besluit of hy sal sterf aan die kruis. Trouwens, hy het dit so gereël, hy het dit so hanteer dat hulle hom sou kruisig. Heeltemal vrywillig het hy hom gegee om gekruisig te word, omdat hy graag aan die plan van sy Vader wat ons liefhet wou voldoen.
en gehoorsaam aan sy Vader, het hy homself gegee. Sodat die Vader die reddingstou na ons te kan uitgooi. Het jy daardie reddingstou al vasgegryp, seun, dogter, broer, suster? Indien wel, sal jy die Hemelse Vader se omhelsing ervaar. Nou mag jy dadelik vra, maar hoe sal dit nou wees? Hoe sal ek nou die Hemelse Vader se omhelsing ervaar? Baie interessant. Ek het dit ook nie eers geweet nie, maar toe ek dit gaan self kontroleer, dat die Griekse woord wat gebruik word vir die Vader wat die verlore seun omhels, daai selfde Griekse woord, word gebruik in Handelinge 10 vers 44, waar Petrus besig is om te preek vir die hoofman Cornelius en sy mense. En daar staan, ons lees daar, dat terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Nou hierdie woord worde op almal gekom, is presies dieselfde woord wat gebruik word vir die Vader wat sy seun omhels. Die ou vertaling sê op almal geval. Eintlik sê die teks, toe hulle die woord hoor en daarop reageer, het die Vader hulle almal omhels deur die Heilige Gees wat op hulle geval het. So ook jy, as jy die reddingstou wat God na jou uitgegooi het, gegryp het, sal die Hemelse Vader jou omhels. En ek praat nie sommer uit uit my nek het nie, want ek sien dit. Ek dank die Here vir die talle kere wat ek die geleentheid het om saam met iemand te bid wat Jesus aanneem as sy of haar verlosser. En daardie blydskap wat daardie persoon wat uit die modder gekom het, ervaar nadat die Heilige Gees daai persoon nuut gemaak het, is vir my maar soos die omhelsing van die Vader, wat hulle op daai oomblik beleef. En daarom wil ek graag vra, wat van jou? Seun, dogter, broer en suster, het jy daai tou al gegryp? Want die Bybel sê vir ons onomwonde, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun afgestaan het. So die hele wêreld vir jou wat hier sit en ek, het hy lief. So lief, dat hy sy seun afgestaan het vir jou. Nou is dit net vir ons om daai geskenk van onsself toe te eien. En dan sal jou lewe gekenmerk word deur die feit dat jy in die omhelsing van jou Vader lewe. Amen. Here onse God, ons wil vir U innig dankie sê vir die wonderlike Vader wat ons aanbid. Dankie dat ons soms ook moet terugkeer en erken dat ons U baie keer vergeet het. Maar dankie dat U ook steeds vergewe, soos hierdie Vader van die gelykenis vergewe wanneer ons terugkom na U toe. En ons bede is, Hemelse Vader, dat ons almal hier teenwoordig U omhelsing mag beleef. Dat U seën op ons rus, omdat ons ook die reddingstou, naamlik ons Here Jesus, in ons lewens toegelaat het en ons lewens vir Hom gegee het. Gee dat elkeen van ons daardie getuienis in ons harte mag dra. En verheerlik U self deur ons getuienis teenoor ander, dat ander ook sal sien, maar ons is anders, want daar's 'n ander persoon in ons lewe wat uitstraal na buite. Die liefde van die Vader wat deur ons ook aan ander gedemonstreer word. Ons bid daarom, Here, vir hierdie gemeente, dat U elke lid van hierdie gemeente waarlik sal gryp en bystaan in hulle geestelike groei, en veral in hulle groei in hulle verhouding met ons Hemelse Vader. En Here, ons wil veral bid ook vir hulle wat in hierdie laaste paar dae 'n geliefde aan die dood afgegee het en die hartseer nou moet verwerk. Dankie dat U ook daar is
om hulle te ondersteun en te dra. En ons dra hulle aan U op en vra dat U vir hulle ook in U groot liefde sal bystaan en die vertroosting gee wat net van U af kan kom. Ons dink ook aan al die siekes, Here, dan wil ons spesiaal ook bid vir klein Sheldon, van wie ons nou verneem het dat hy nog in die hospitaal is en daar nog steeds gepoog word om 'n diagnose te maak van die probleem wat daar bestaan. En ons wil by U pleit om ook U heerlike naam daar groot te maak. En die genesing te skenk wat net van U af kan kom. Al verheerlik U self ook daar, en so ook vir die ander in ons gemeente, van wie ons bewus is, wat ook nog self worstel soos Willie, wat ook in die hospitaal is, wat nog wag vir chemoterapie, en ander, ons dra hulle aan U op en vra, Here Jesus, dat U ook deur U wonde vir hulle genesing sal bied. En Here, ons is so bewus van al die onrus en massa-hysterie wat daar in ons land heers op die oomblik. Ons wil by U pleit om in te gryp en 'n verskil te maak. Ons weet ook dat daar 'n geweldige geleentheid bestaan vir Christene om te bid, en dat U ook luister na die stemme van U kinders, wanneer hulle tot U roep om ons land weer te genees. Maar wil U dan 'n gees van gebed oor ons vaardig maak, en ons almal inspireer om te volhard in die gebed, totdat daar 'n verskil gemaak is, en ons land weer vrede het, en rustigheid. Want ons weet, Here, dis ook U wil, dat hier vrede en rus sal wees, sodat die evangelie sy volle gang kan gaan, en mense gered word. Ons dra ook die leraar en die kerkraad aan U op, dat hulle ook met die wysheid wat van U afkom, sal meewerk en saamwerk om hierdie gemeente op te bou as 'n sieraad vir U koninkryk. En laat ons ook 'n skynende lig wees, 'n stad op die berg, ook vir die wêreld rondom ons. En Here, ons wil ook bid dat U vir ons in hierdie dag genade gee om steeds ook hierdie dag aan U te wy, dit te heilig soos wat U dit van ons verlang, en ook daardeur U te verheerlik en te eer. Dankie vir die reën wat daar geval het, ons eer U daarvoor, dat U vir ons ook op die wyse wonderlik voorsien. En saam met hulle wat so diep afhanklik is van die reën, dank ons U, dat U in hierdie opsig ook U genade aan hulle betoon het. Al die eer aan U in die naam van Jesus, ons Heer en Verlosser. Amen.
Hemelse Vader, baie dankie vir alles wat ons uit U hand ontvang. Ons gesondheid, ons liggaamskragte, die geleentheid om te kan werk, om te kan voorsien aan ons behoeftes, waar U ons ook al geplaas het. Ons eer U daarvoor dat dit nog altyd vir ons moontlik is. En ons wy ons lewens aan U. Met hierdie offergawe wat eintlik maar net 'n simbool is van die feit dat ons onsself vir U gee. Dat ons as rentmeesters van dit wat U aan ons toevertrou het, dit sal wy op so 'n wyse dat U koninkryk uitgebrei word en U naam verheerlik word. Seën daarom ook elkeen van ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid. Amen.